Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie winters donderdagoggend. Jy kan ver gaan soek om 'n meer tragiese verhaal as Genesis 3 te kry. Jy gaan dit nie reg kry nie. Verhaal wat vertel hoe God vir die mens alles gegee het en die mens alles in sy vermoë gedoen het om God te verwerp en dit wat God gegee het een kant toe te skuif en God weg te skuif. Kom ons lees hier in Genesis 4, net daai gedeelte in vers 26. Maar ons wil nie vanoggend fokus op die negatief, ons wil nie fokus op wat die mens gedoen het nie. Ons wil vanoggend fokus op wat God se reaksie is op die mens. Hy het eerstens in sy genade vir Adam en Eva gespaar, maar hy het ook hulle gestraf. Hulle is die paradys verbied. En toe, wat gebeur? Toe gaan lees hierdie gedeelte in hoofstuk 4. Die antwoord lê vir ons opgeteken in vers 26. Die Here het in sy genade steeds voortgegaan om die volgende geslag mense na hom toe te trek sodat hulle hom kon dien. So kort na die sondeval het die Here reeds die ware godsdiens gevestig en mense hom as God aangeroep, reg by die sondeval. In daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. In daardie tyd het Adam se kinders God se naam aangeroep, om begin dien. En weet jy wat die verstommende van alles is, geliefde? Is net so doen hy met my en jou, soveel duisende jare later, en roep hy ons, en maak hy my en jou sy kind. As ons vanmôre 'n tema sou moes gee, dan sou ons iets moes sê soos, God se genade gaan voort. God se genade hou nooit op nie. Here, dankie dat U nie kwaad bly nie, dat U vergewe en dat U bymekaar maak om U te dien. En Here, dankie dat ek een van hulle is oor wie U genade so uitgespreek het, geroep het. Help my om U getrou te bly dien. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.